Baie welkom by die Liggetuig podcast. Hierdie podcast vertel gewone mense se buitengewone stories. Ek voer openhartige onderhoude met mense wat swaar kry, seer kry of verlies ervaar het. Byna elkeen van die mense getuig hoe hulle nie sonder God hierdie moeilike pad sou kon stap nie. Vir baie mense wat Chantal Hewitt die eerste keer ontmoet, is dit haar oog wat eerste aandag trek. Maar haar mediese uitdagings is veel groter as dit, soos die klomp gewasse wat in elke holte van haar skedel ingegroei het. Ten spyte van hierdie uitdagings, leef Chantal met hoop en wil sy ander mense herinner dat almal meer is as die beeld wat jy in die spieël sien. Chantal, baie welkom by ons eerste Liggetuig podcast. Dit is 'n groot eer om vandag met jou te gesels. Hallo Tonet, baie dankie vir die voorreg. Ek gaan nou sommer met die deure in die huis val. Die eerste vraag vir jou vra, vertel vir ons van jou reuse mediese uitdagings wat jy sedert geboorte het. So, hoewel baie mense dink my oog is my grootste uitdaging, is my gesondheidsuitdagings eintlik soveel groter. Ek het massas breingewasse en dan nou hierdie gewasse of neurofibrome is in elke gaatjie waar dit kon inkruip in my skedel. En dit is ook gekoppel aan my hoofslagaar wat dit onmoontlik maak om dit te verwyder. En ek het ook follicles en serings in my nek wat ook lewensgevaarlik is om te los, maar ook lewensgevaarlik om te opereer, want dit is letterlik millimeters van my asemhalingskanaal en van my bewegingskanaal af. So een fout en ek is verlam of my longe val plat. So ons redeneer net op hierdie stadium, ek weet wat ek het, ons weet nie wat ek gaan kry nie. En dan het ek ook skoliose in my rug, en nie een van hierdie drie hou verband met die ander een nie. Chantal, hoe is dit dat jy hierdie 3 mediese kondisies het? My ma is die draer van die neurofibromatose, maar sy het nie geweet sy het dit voordat ek gebore is nie. So sy is glad nie so erg geaffekteer soos ek nie. Sy het letterlik net die neurofibrome op haar arms en dan in haar gesig het sy liggiesknoppies, maar ja, sy het dit eers uitgevind sy het dit toe ek op 3 maande gediagnoseer is met dit. So. Chantal, ek wil vir jou vra, hoewel dit in die groter prentjie nie belangrik is nie, wanneer het jy besef dat jy 'n bietjie anders lyk as ander mense? Ek dink op 3-jarige ouderdom, dan raak 'n mens nogal bewus as jy bietjie anderster lyk as die persoon langs jou. En hoe het dit jou skoolloopbaan beïnvloed? Hoewel ek meestal aanvaar was op skool, ek was baie gelukkig om in 'n plaasgemeenskapskooltjie, laerskool te wees. So ja, was maatjies wat gespot het, maar dit was nie volop gewees nie. En my ouers het my van die begin af toegerus hoe om hierdie tipe konfliksituasies te hanteer. Hulle het ook nooit ingemeng as dit sou gebeur het nie, tensy dit voor hulle gebeur het. So, en my ma het my net van kleins af geleer dat as mense staar of dalk agter hulle hand praat, om net 'n vriendelike glimlag te gee of 'n sharp te wys en net vriendelik te reageer op hulle. Want wat ek ook ervaar het, is dat hoe gemakliker die persoon wat 'n gestremdheid het, met homself is of met haarself is, hoe makliker maak jy dit vir die normale persoon om in jou teenwoordigheid te wees. Baie wyse raad. Chantal, en as jy nou terugkyk oor jou lewe, wat was vir jou die moeilikste gewees? Ek dink dalk in my hoërskoolloopbaan, maar ook tog maar my laerskoolloopbaan, want ek was nooit gekies vir spanne nie, so ek het nooit netbal en tennis en daai goed gespeel nie. En wat vir my baie sleg was, dat ten spyte van my dansagtergrond, was ek ook nie eers goed genoeg vir die reviegroep nie. So ja, daar was maar 'n stadium wat ek soos 'n totale mislukking gevoel het. Ek kan dit dink. En Chantal, wat het verander? Ek weet jy het vertel van 'n matriekkamp, maar was daar, wat het verander? Wat het in jou verander om jou te help om vorentoe te gaan? So, ek het 18 jaar gewag voordat ek dan nou selfervaring gekry het. In matriek was ek toe nou gekies as een van die leerlingraadslede
en ek is ook aangewys as die voorsitter van die VCSV, en ons is toe nou op 'n kamp, en daardie naweek het my lewe regtig onherroepelik verander. Ons het kans gekry vir stilte tyd, en ek onthou, ek het ongelooflik baie gehad. Ek het baie met die Here gestoei en gestruikel en wat ook al vrae gevra, en agterna is ons geleentheid gegee om onderdeur 'n stort te loop. En die simboliek agter hierdie was gewees om ons skoon te was en die seer van die verlede agter ons te sit. En daardie naweek het ek myself regtig onherroepelik verander. En God het nog steeds op sy tyd vir my gewys hoekom hy my gekies het om hierdie pakkie mee toe te vertrou. En wat het jy besef? Jy sê nou God het vir jou gewys hoekom. Hoekom dink jy dat hierdie pakkie joune is? Okay, ten spyte van dat dit 10 jaar later eers geantwoord is, het beide my ouers kritiek siek geraak op 'n sekere stadium in my lewe. En ek dink daar is nie 'n meer magtelose gevoel as 'n geliefde swaar kry nie. So ek het so gewens dat ek hulle pakkies op my kan vat en dat ek dit eerder kan dra. En dit was nou my antwoord gewees, hoekom nie ek nie? Want ek dink deur dit, en ek sê dit altyd vir my kleintjies ook, as hulle vir my vra wat is fout, dat dit maak nie saak hoe jy lyk nie, God is lief vir ons elkeen net soos wat ons is. En op die uiteinde van die dag is daar net een hemel. So, dit maak nie saak of jy ryk is en of jy eerste netbalspan speel, of jy 'n straatveer is nie. Niemand is belangriker as die ander een nie. Ons almal het 'n rol in die lewe. Ja, dit is so mooi en ek dink dit is so belangrik, maar dit is moeilik vir mense om, jy weet, in die menslike natuur om dit te besef. Ek dink op die stadium moet ons net gou vinnig praat oor dat jy 'n dansskool het en dit is 'n baie groot vreugde in jou lewe. Miskien kan jy net gou 'n bietjie meer daaroor sê. Ek is baie bevoorreg en nou gaan ek 'n stukkie van my ouderdom weggee, maar ek dans al 37 jaar, maar ten spyte van dit was die dans ook maar op 'n stadium 'n uitdaging gewees. My voorkoms as dit by kompetisies gekom het teen my getel. Dit is nog voor 'n talent gewys is, en dit maak nie saak hoe hard ek gewerk het nie. Ek was nooit die beste in my klas gewees nie. Maar my ouers het my van kleins af groot gemaak met die motto van ek moet, ek wil, ek sal, ek kan, want ek is 'n wenner. En ek hou regtig vas daaraan. En die doel vandag is nie om springbokke te lewer nie, maar om vir die kinders te wys dat om in jouself te glo, en deur harde werk kan jy bereik wat jy wil. En behalwe dit het God my tog geseën dat ek 4 dansers het wat oor 'n week op die MSC gaan dans, wat dan nou hulle nasionale klere ontvang het. Oh wow, baie geluk Chantel, dit is wonderlik. Baie dankie. Ek wil jou net gou weer terugvat na 'n groot teleurstelling in jou lewe. As ek reg onthou, het 'n pastoor na jou toe gekom en gesê hulle wil jou na die Nigeriese predikant vat, TB Joshua, om vir jou te bid vir genesing. Vertel vir ons daarvan. 'n vriend van ons, 'n vriend, 'n pastoor, het ons genader om my na TB Joshua toe te vat, sodat hy vir my kon hande oplê. En hierdie was my die beste nuus ooit gewees. Dit is ook so net toe ek my tienerjare bereik het. So ek het die prentjie in my kop gehad dat my een oog soos die ander oog sou gelyk het. Ek onthou ons het die aand gaan uit eet en 'n dogtertjie het na my gestaar, en ek het net gedink vir myself, lekker staar dogtertjie, dit gaan nie meer vir lank so wees nie. Maar die media terugvoer op daai stadium was baie negatief wat TB Joshua aanbetref. En ons het toe begin bid en vir die Here gevra dat as dit sy wil is dat ons moet gaan, dat ons daardie dag genoeg geld sal insamel. En ons het binne 'n kort rukkie genoeg fondse ingesamel, en daar was selfs genoeg fondse om vir 'n gedeelte van die pastoor se kaartjie te betaal. So dit was toe nou ons teken dat ons moet gaan. Maar 2 weke voordat ons moes vlieg, is ek toe nou ongelukkig meegedeel dat TB Joshua na bewering nie gelei is om vir my te bid nie.
Dit moes 'n verskriklike teleurstelling gewees het. Hoe het jy gevoel en ek weet jy het gesê jy het eintlik iets daaruit geleer. Julle het iets daaruit geleer op die ou end. Ek was dan totaal teen die gronde geslaan. Want die dag wat ons sou gevlieg het, is my ouma met wie ek 'n ongelooflike noue band gehad het, ook oorlede. So op daardie stadium het ek toppunt van geestelike rebelsheid bereik. Ek het nie Bybel gelees nie, ek het nie gebid nie, want dit het vir my gevoel dat God maak net deure oop om dit weer my gesig toe te slaan. Maar later jare, en ek dink na die kamp, het ek ook besef dat my fokus was verkeerd gewees. Want ons sou na TB Joshua toe gegaan het, 'n mens soos ek en jy, en hy sou vir my hande opgelê het, en dit sou my ander oë gelyk het. En ons het mense gekry wat gesorg dat daar genoeg fondse is. So my fokus was heeltemal verkeerd gewees. Ek het gefokus op mense en nie op die groot geneesheer, die Here nie. Dit is so ongelooflik wys van jou, Chantel. Ja, ek wil nou verder vir jou vra oor jou mediese uitdagings vorentoe. Hoe gaan dit nou met jou en ja, is jy gesond of waarna wat is gevare op die oomblik en so aan? So ek sê altyd, dit gaan goed met Chantel, maar op papier gaan dit baie sleg. En operasies gaan vir die res van my lewe deel van my lewe wees. Maar ek het ook net besluit dat ek dink as my fokus reg is en ek glo aan herbedrading van die brein, so ek stel myself positief in. En so 'n jaar terug was ek by my neurochirurg gewees en sy vraag aan my was gewees dat dans ek nog. Toe sê ek ja, en hy het net sy kop geskit en gesê hy weet nie hoe dit moontlik nie, want as hy my nie geken het nie, sou hy gesê het dit is nie moontlik om te doen wat ek doen nie. En daardeur probeer ek nie sê hoe wonderlik ek is nie. Dit is gebed en ek kry nog steeds afdra daar en nog steeds daar wat ek huil en voel dit is net te veel vir my. Maar ek het net besluit dat hoe ek reageer op my omstandighede en 'n positiewe ingesteldheid en dan nou 'n Christelike lewe en daai goeters, dan is ek in staat om meer te doen as wat medies gesproke moontlik is. Ek stem heeltemal saam met jou en ek dink dit is so inspirerend vir ander mense, Chantel. Ek wil vir jou vra, ek weet jy's 'n motiveringsspreker somtyds, en wat is jou boodskap aan ander mense? Ek sal sê dat mense dit net dag vir dag moet vat en dit is okay partykeer as jy nie weet wat om te bid nie. Raak net stil en hoor God se stem. En ek wil ook sê wees bewus van wat met jou aangaan of om jou aangaan. Want ek het so 'n paar jaar terug voor die 2019 operasie wat 'n lewensgevaarlike operasie was, nie geweet wat om te doen nie en ek het die predikant gaan sien en vir hom gevra, François, wat nou? En hy het my gesê, maar bid vir 'n teken. En ek sê toe vir hom van die Nigerië teleurstelling. En toe sê hy vir my, maar bid vir die onmoontlike. En ek vra toe vir hom, maar soos wat? En hy sê toe, ag man, bid vir 'n pink blom op die voorstoep. En ek onthou, ek het net myself gedink, sy kop is nie lekker nie, want dit is nie moontlik nie. So ek het dit nooit ernstig opgeneem nie. En sommer net so skietgebedjie gemaak. En in Junie maand 2016, toe ek op die voorstoep kom, toe is my blom daar. Toe is dit my teken. En ook op 'n ander geleentheid waar die neurochirurg toe dinge nou 'n bietjie begin skeefloop en bloed het uit my oog uitgekom. En ek het ook nie geweet wat se kant toe nie en ek het in my kar geklim en net daar gesit. Ek weet tot vandag toe nog nie wat het ek gedink nie. Maar toe ek die radio aanskakel, toe speel ek sal nie bang wees nie, presies op daai gedeelte. En dit is ook my versie, Jesaja 41 vers 10, wat sê moenie bang wees nie. Ek's mal oor daai liedjie en oor daai versie. Dit is so pragtig. Dis 'n baie inspirerende. Ek wil
Ek wil nog net twee vrae vir jou vra. Net wat is jou boodskap vir ander jong meisies wat so gepla is? Hulle kan dit nie help nie oor voorkoms. Miskien kan jy eers dit vir my antwoord. Ek sal sê dat hulle moenie soos ek 18 jaar wag voordat hulle self aanvaar nie. En ek weet met sosiale media en met al hierdie perfekte filters wat op die sosiale media is, maak dit moeilik, maar wees net jou eie mens. En wees jouself, want die lewe het iemand soos jy nodig. Baie mooi. En 'n laaste vraag wat ek vir almal in die podcast gaan vra is, wat dink jy het hierdie swaar kry pad jou geleer of hoe het dit jou verander? Ek sal sê dat jy moenie probeer om saam met die skare te hardloop nie, want dit gaan jou net moeg maak. So vat een tree op 'n dag en geniet jou lewe en geluk is jou eie keuse. Dit is ongelukkig, die lewe kan jou nie gelukkig maak nie. So as jy gaan wag dat die lewe jou moet gelukkig maak, dan gaan jy nooit gelukkig wees nie. En daar is regtig geluk in die kleinste goedjies. Soos wat? Watter klein goedjies bring vir jou geluk, Chantel? Vroegoggend die voeltjies te hoor sing en om met die kinders te werk. Kinders is 'n groot vreugde en dis 'n baie groot voorreg om met hulle te kan werk. Ja, iets wat my en hou mens baie nederig. Dit kan ek dink. En iets wat my nou bygeval het wat jy gesê het, of dit was dalk in 'n vorige gesprek, wat jy gesê het dat volwassenes se woorde het jou baie seerder gemaak. Kinders is so opreg en is anders. Kinders is baie onskuldig, so ek sal altyd, hulle sal baie keer vir my vra wat het met my oë gebeur en dan sal ek vir hulle verduidelik. Maar meeste van my trane was regtig van volwassenes wat sonder enige filters kraswoorde sal gebruik en vra wat het met jou gebeur of wie het jou so geslaan. So en ek wil ook terugverwys daarna dat ek verstaan boelie is regtig 'n ding, maar dit begin by die huise. Ja, so die ouers moet moeite doen om vir hulle kinders te leer, nê, dat wat is en hulle moet vir hulle kinders leer dat daar is mense wat anders lyk, daar is maatjies wat armer as ons is en soos ek vroeër gesê het dat ons almal moet aanvaar want ons gaan almal na dieselfde hemel toe eendag. Baie waar. Baie dankie Chantel. Ek wil net vir jou sê jy's vir my 'n held en dit was 'n groot voorreg om met jou te praat. Baie dankie, dit voorreg is myne.